1 Samuel 12 vertel van Samuel se laaste groot daad. Verlede keer het ek vertel van Samuel se afskeidswoorde en hoe hy vir die volk gesê het, as julle eerbied aan die Here betoon, hom dien en na sy stem luister, en julle ook nie verset teen die bevel van die Here nie, julle sowel as julle koning wat oor julle regeer, dan sal die Here julle God by julle wees. As julle nie na die stem van die Here luister, en ongehoorsaam is aan die bevel van die Here, sal die Here teen julle wees, soos teen julle voorvaders. Maar toe, net voordat die volk uit mekaar gaan, nadat Samuel met hulle gepraat het, sê Samuel vir hulle, staan net nog so rukkie en let op hierdie groot ding wat die Here voor julle oë gaan doen. Hoewel dit nou nie reëntyd is nie, gaan ek die Here aanroep, sodat hy donderslae en 'n stortreën gee. Kyk daarna en besef dan dat julle in die oë van die Here 'n baie verkeerde ding gedoen het deur vir julle 'n koning te vra. Samuel het toe die Here aangeroep en die Here het op dieselfde dag donderslae en 'n stortreën gegee en die hele volk het groot ontzag gekry vir die Here en ook vir Samuel. Hulle het toe vir Samuel gesê, bid tot die Here, die God, vir ons, sodat ons nie sterwe nie. Want by al ons sondes het ons nog boonop 'n verkeerde ding gedoen deur vir ons 'n koning te vra. Samuel sê toe vir hulle, moenie bang wees nie. Julle het nou wel hierdie verkeerde ding gedoen, maar moet nou net nie van die Here af wegdraai nie. Dien die Here met julle hele hart. Moenie agter afgode aan wegdraai nie. Hulle kan nie help of red nie, want hulle is niks. Terwille van sy groot naam sal die Here nie sy volk prysgee nie. Die Here het besluit om julle sy volk te maak. Ook sal ek nie teen die Here sondig deur op te hou om vir julle te bid nie. Ek sal julle aanhou onderrig in die goeie en die reguit pad. Wees net gehoorsaam aan die Here en dien hom opreg en met julle hele hart. Let op die groot dinge wat die Here vir julle gedoen het. Maar as julle opsetlik verkeerd doen, sal julle sowel as julle koning uitgewis word. Nou, in hierdie verhaal hoor ons 'n paar dinge wat ons altyd moet onthou. Die eerste is, wanneer ons sondig, moet ons nie twyfel aan die genade van die Here. Die Here bly getrou en hy vergewe altyd weer. Maar ons moenie opsetlik sonde doen. Dan straf die Here die sonde. En verder moet ons nie ophou om vir mekaar te bid. Ons moet vir alles in ons vermoë doen om die Here opreg en met ons hele harte gehoorsaam en te dien. Volgende keer vertel ek verder.